Hallo almal. Wat is dan lekkerder as 'n lekker koppie koffie met 'n vriend om mense vriendelikheid te wys. Baie welkom vandag by sessie 6 en vandag gaan ons gesels oor vriendelikheid. Kom ons lees saam met Galasiërs 5 vers 22 en hier staan: maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. Nou, daar is 'n vrou met die naam Rosaria Butterfield en sy was 'n professor in Engels en vrouestudies in die Syracuse Universiteit in die VSA en sy was 'n groot teenstander van die Christelike kerk en Christene. Sy het gevoel Christene is vals en skynheilig. Sy het niks met die kerk te doen gehad het nie. En toe in 1999 eendag het sy 'n brief gekry van 'n man met die naam Ken en Floyd Smith. Hulle was 'n predikantspaar wat naby Rosaria gebly het en hulle het haar uitgenooi vir ete by hulle huis en Rosaria was baie gefassineerd oor hierdie brief, oor hierdie mense wat haar uitnooi vir ete en meer uit nuuskierigheid as enigiets anders het sy die aanbod aanvaar en sy het by die Smith gesin gaan eet. En na daai eerste ete was dit so lekker om te kuier dat om saam te eet vir Ken en Floyd en Rosaria gereelde instelling geword het. En wat vir Rosaria opgeval het is dat Ken en Floyd nie met haar gedebatteer het nie, hulle het nie met haar gestry nie. Hulle het opreg in haar belang gestel en hulle was opreg vriendelik uit hulle harte uit. En die verhouding het so ontwikkel dat Rosaria eendag vir die Smith gesin gevra het om saam met haar te bid vir iets wat moeilik is in haar lewe en hulle het vir haar gebid en éventueel het hulle weer vir haar gebid toe hulle haar na die Here Jesus toe lei, toe Rosaria vir die Here Jesus as haar redder en haar Here aangeneem het. En Rosaria is later getrou met 'n predikant met die naam Kent en vandag is Rosaria 'n konferensiespreker en 'n Christenskrywer wat vir mense vertel van hierdie wonderlike verlosser wat ons dien, die verlosser met die naam Jesus Christus. Nou, een van Rosaria se boeke is getiteld The Gospel Comes with a House Key. En in hierdie boek moedig sy Christene aan om met oop huise en oop harte te leef. En sy skryf daar dat ware gasvryheid, vriendelikheid wat opreg en uit die hart is, mense na die Here Jesus toe trek en dat elke Christen opgeroep word om presies so te lewe. Nou, as ons kyk na die Bybel, dan sien ons vriendelikheid word gekoppel met opregtheid. In 2 Korintiërs 6 vers 6 in die boodskapvertaling lees ons die volgende: tog leef ons rein en opreg, ons het die regte kennis oor God, ons is geduldig en ons straal warmte en vriendelikheid uit. So in hierdie verse sien ons dat die vriendelikheid waarmee ons moet lewe, moet opregte vriendelikheid wees, want juis wanneer die Heilige Gees vriendelikheid in ons werk, sal vriendelikheid opreg wees. En dan wil ek ook nog net uitlig dat 'n bekende vers van vriendelikheid is Filippense 4 vers 5 en hier staan: laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. So ons moet vriendelik wees aan alle mense omdat die Here naby is. Nou, hierdie vers kan op een van twee maniere verstaan word. Die eerste is dat ons sê ons is vriendelik want die Here se wederkoms is naby. So ons het met ander woorde 'n kort tydjie op aarde oor wat ons sy met vriendelikheid en warmte na mense toe moet lewe. Maar die ander manier om dit te interpreteer is dat wanneer God se kinders vriendelik is, dan dra hulle die teenwoordigheid van die Here Jesus in 'n situasie in. So ons moet vriendelik wees want dit bring die Here naby en dit bring die Here naby aan mense. Soos Ken en Floyd Smith het juist die Here naby aan Rosaria gebring deur haar met opregte vriendelikheid te ontvang. En dan iets wat ook in die Bybel met vriendelikheid gekoppel word is gasvryheid. Ons lees byvoorbeeld in Hebreërs 13 vers 2 waar staan:
moenie nalat om gasvry te wees nie. In Romeine 12 vers 13 lees ons, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. So wanneer ons met vriendelikheid leef, dan sal ons ook gasvry wees en sal ons ook sensitief wees vir die nood en behoeftes van medegelowiges. Kom ons bid saam. Here, vandag het ons gelees van die gestalte van die liefde wat vriendelikheid is. Wanneer U Heilige Gees vrug in ons lewens voortbring, is een van die gesigte daarvan om met vriendelikheid te leef. Vul ons met die Heilige Gees, lei ons dat ons vriendelike mense sal wees. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag julle 'n lekker klein groepbespreking hê en mag julle 'n goeie week hê. Totsiens.